Wel, Boer Stefans en Alice is huis toe, hulle het die bokkie in 'n grasmandjie gesit met van tant Miems se ouma Miems se warm komberse. Die bokkie daar gelê, sy oupa het 'n pleister, 'n verband om sy poot gedraai en hom daar gehou en gesê, my Alice, my kind, jy is so voorreg om hierdie bokkie te sien. Want dit is dalk die laaste enetjie oor wil hy sê, daar is darm 'n mamma. Kom ons hoop daar's 'n pappa. Ons moet hierdie bokkie terugkry by die huis. Maar voor ons dit doen, gaan slaap. Môre gaan 'n besige dag wees. Nou julle Alice is daai aand. Sy het gaan bad, sy het amper in die bad al in slaap geraak, sy is bed toe. Sy het so vinnig in die slaap geraak want sy was so moeg. En toe sy wakker word, is dit middel van die dag. Haar oupa het haar gekry in die nag, sy het die hele oggend deur geslaap. Dit is laatmiddag. En sy sê, oupa, en nou? Hy sê, ons moet gaan. Geen tyd om te spaar. Oupa, maar dit word weer donker. Ons moet gaan. En oupa gaan na sy kamer toe. In sy kas, heel agter, haal hy 'n staf uit. Staf is soos 'n kierie sonder 'n knop. Om in die staf se bopunt is 'n kristal. Oupa het gesê, kom Alice, dat ek jou vertel van daardie bokkie. Hierdie kristal is 'n gedeelte van die môrester. Weet jy wat is die môrester en die aandster? Sê, dis die eerste ster wat jy sien as dit aand word. Dis die laaste ster wat jy sien as die oggend verby is. En hierdie bokkie, dink hy, was getref deur hierdie ster. Hulle het sy stof ingeasem. Van daar af is hierdie bokkie baie spesiaal. Hy het die bokkie nog nie een keer gesien. Hy het die pappa gesien. Die pappa het 2 verskriklike groot horings. Baie sterk nek. Maar hulle was laaste aangeval deur 'n klomp wolwe. En die pappa het weggehardloop om die wolwe weg te lei. En toe net die mamma en die baba oorgebly. En hy dink, as die wolwe terug is, gaan dit nie te lank wees voor die pappa bok terug is nie. En Bruggus is 'n legendariese beer van die woud. Jagters het al gaan soek na Bruggus. En hom nog net hier en daar spore gekry en gesien. En as Alice vir Bruggus gesien het, beteken dit, die legende is die waarheid. En as Bruggus die bokkies oppas, moet hulle vir Bruggus kry om die bokkies te kry. Om hierdie babatjie terug te gee van mamma en pappa, en op te pas. Want is baie spesiaal. As jy 'n dier het wat net een spesies is, voordat hierdie bokkie uitsterf. En oupa met sy kompas, en hy wys vir Alice die kompas. Die kompas, sy blinkertjies glo in die aand, in die donker. Daarom moet hulle in die aand gaan. En die staf, sy kristal, gaan 'n spesiale ding doen. So oupa het in sy bakkie geklim, hy het die staf voor op die bakkie se bumper vasgemaak, en die ligte het deur hierdie staf geskyn. Alles wat deur die staf skyn verskriklik pers. En dit was een dun ligstraal wat so super pers geskyn het, vooruit. En Alice vra, oupa, hoekom ry ons met dit hier voor? Op sy oralster waar hierdie pers lig skyn, kan ons die spore sien van alle diere wat daar geloop het. En sy dink, wat? En toe hulle so ry en sy kyk in die perslig, kan hulle sien waar die eende geloop, waar die varke geloop, die perde kan sien waar die trokke verby gery, en toe hulle in die oerwoud in ry, kon sy sien waar bosvarke geloop, wat bok geloop, en dit wat het soveel makliker gemaak, dat hulle die pad kan kry, terug na die mamma bok toe, want die baba bokkie moet terug gaan huis toe. Die papa bok moet teruggaan. Iets land op die agterkant van die bakkie. Alice draai om en sy kyk en sy sê, oupa, die wolf het ons gekry. Oupa sê wel, hulle wil hierdie bokkie hê. Ons moet hierdie bokkie beskerm. Terugkry by mamma en pappa. Weer eens het die bakkie geskit. Nog 'n wolf is agter op die bakkie. Wolf het hulle begin jaag. Hulle wil sommer die wiele begin byt en kan 'n bakkie ry met papwiele. Baie moeilik. Sy oupa het gejaag, maar daar was nie meer regtig 'n pad nie. Hy moes tussen hierdie bome deurgaan. Boom! Stamp oupa teen 'n boom vas. Alice en oupa is daar. In die middel van die oerwoud. En die bakkie wil nie meer ry nie. Buitekant hierdie bakkie, hoor jy die gegrom van wolwe. Oupa klim by die bakkie uit en hulle sê, nee oupa, moet jy uitklim nie! Maar vinnig spring hy om na die voorkant van hierdie bakkie toe. Hy haal die staf, hy hou die staf in die lug. En raai wat gebeur? Die wolwe vlug. Oupa begin om rondswaai.
Julle, en daai stuk kristal, wat vinnig deur die lug beweeg, begin 'n hoë skrilgeluid sing. En die wolwe is so geïrriteer, dat hulle weghardloop vir daardie verskriklike geluid. En oupa swaai hom verskriklik vinnig, julle, en as hom so swaai in die ronde, dan skree dit. Die hele oerwoud word wakker. En dit was net 'n paar oomblikke, toe kraak daar takke agter hulle. Alice draai om. En gelukkig sien sy die vriendelike gesig van Bruggus. Bruggus, die gekiesde beer, legendariese beer van die oerwoud, wat soos 'n wildbewaarder is. Hy pas hierdie bokkies op en oupa sê net, Alice, ons het 2 minute om daai bokkies se mamma en pappa te kry. Dit is tyd dat hulle gaan. Hierdie wolwe gaan terug wees. As hulle terug is dit die laaste keer. Dan gaan hulle wil eet. So oupa het sy saag gevat en hy takke afgesaag, dit is in bome gedruk, om 'n skuiling te maak. En hy het nog meer bymekaar gesit en later het gelyk soos 'n hok. Hok met net 'n smal ingang. Hy het hierdie kristal reg in die middel van hierdie hok gaan sit. En hy het vuur gemaak in hierdie hok. En hy het vinnig by die voorkant uitgegaan. En nou was daar lig in daardie hok. Met die skerp lig wat daar uitskyn en die wolwe het natuurlik nader gekom en Bruggus het 'n draai geloop agter hom die wolwe om. En hy het agter hulle gebrul. En die wolwe het gehardloop. Hulle was vasgekeer tussen Bruggus en hierdie skuiling. En oral terwyl hulle wou ontsnap, het oupa net nog toue en toue gespan, bobbejaantoue van rankplante binne in die woud. En die wolwe was in 'n gang afgedruk, tot elke en liewe laaste wolf reg voor hierdie houtskuiling gestaan het. Hy het omgedraai en geweet, ons wil nie ingaan nie. Dit gaan net chaos wees, maar daar was 'n liggie wat hulle nader gelok het, en hulle het gedink, daai perslig skyn soos die horing van die bok. Die wolf het omgedraai, 'n grom gegee, en die eerste wolf het sy kop in die skuiling ingedruk, in die smal gangetjie, en die agterste wolf het nog ingekom, en nog een agter hom, en nog een agterkom. Later die voorste wolf chunk en sien, hier's niks hier binne nie, hier ons gaan vasgevang word. Het Bruggus die wolwe van agteraf gedruk, en gejaag, tot die laaste een in is, en wat maak oupa? Daar was nie 'n deur nie. Maar hy het 'n stok gevat, en voor hierdie ding ingesit, en 'n klip ingerol, en die wolwe was vasgekeer, almal binne in daai hokkie, met hierdie staf wat aan die binnekant staan, met die vuur, wat die wolwe doodgetrap het, en dit was pikdonker. Oupa het gesê, Alice, vinnig, gee vir Bruggus die klein bokkie, dat hy kan gaan. Nou ja, Alice het dit gedoen. Sy het die bokkie, sy het haar rugsakkie gevat, die bokkie uitgehaal, Bruggus het sy kop gesak, om te wys, hy sê dankie. Die bokkie op sy rug, getel, Alice het hom daar vastgesit, en toe hy omdraai, o my genigte, toe hy omdraai, staan daar agter hulle, 'n mamma bok, agter die mamma bok, staan 'n bok wat Alice weet, die pappa moet wees van hierdie spesiale bokkie. Die mooiste bok wat sy in haar lewe al ooit gesien het. Die spesiaalste oerwoudbok. Met sy groot horings, sy sterk nek, sy gespierde lyf. En al wat hy gemaak het is, hy het sy oog geknip, net een oog vir Alice, sy kop geknip en gesê dankie. En Bruggus en hierdie bokke het tussen die blare van die oerwoud ingestap, tussen die bome, verdwyn in die donker in. En oupa het gesê, Alice, die wolwe sal weer uitkom, ons moet maar die weg kom. Voordat ons gaan, oupa het na sy bakkie toe gegaan, en die bonnet oopgemaak en het gesien, daar was 'n draad los van die battery. Toe die draad vasmaak, hulle probeer weer staar, toe staar die bakkie. En oupa het teruggery. Alice tevrede langs hom, die wolwe het nie eens agterlang gehardloop nie. Daai aand was die wolwe in daai skuiling. Die bokkie was veilig, so met Bruggus, op pad iewers heen, hulle weet nie waartoe nie. Seker daar waar die aandster sy skerf afgeval het in die woud, sê oupa. Ek was nog nooit daar nie, maar Alice, eendag moet ons gaan kyk. Hoe lyk die plek waar 'n stuk van die aandster in die woud neergeval het? Ek het nog net een mens gekry wat daai plek ontdek het. En hulle het gesê, alles daar rondom skyn pers. Maar ons sal gaan kyk, Alice. Kom ons gaan eers huis toe, die bokkie is veilig. Die wolwe is vasgekeer. Kom ons gaan huis toe. En rus lekker, my kind.